Hartlike welkom by my kanaal. Vandag gaan ek vir julle wys hoe maak ek die hoenderbuns. So hierdie is hoenderbuns met 'n hoendervolsel in die binnekant, maar ek gaan vir julle die deeg uittik. Dit is so maklik om te maak en dan ook so die hoendervolsel en dan kom lekker room in die binnekant. So julle, is dit nie adorable nie? So hierdie is my pandeeg, julle, dit is so lekker deeg om te werk. Mee te werk, meen ek. So ons vat net 'n bolletjie en dan rol ek hom net. Dan vat ek my klein koekrollertjie en ons rol hom net uit. En jy het nie eers nodig om koekmeel op die werksoppervlak te sit nie. En dan stretch ons hom net uit en ek maak hom ook 'n bietjie dunner aan die kante. Draai maar net in die ronde, stretch. En dan skep ons van die hoendervolsel in die middel. Nog so skepie verliefde. En dan werk ons met hom alles na die middel toe. Jy kan hom trek ook en dan middel toe bring. So sorry julle, ek is 'n lefty. Trek hom en bring hom middel toe. En dan trek ons hom net mooi vas en dan vorm ons die lyfie van die hoender. Wat amper so ovaal is. So ek sorg ook dat ek hom mooi toeknyp. Dan draai ons hom om. En dan in my koppie is 1 eier met 'n bietjie melk. Julle, my hande skoon, soos my man altyd sal sê. Sy hande is 'n week laas gewas. Nie regtig nie, julle, ons is baie netjies aan skoon op ons goedjies. Smeer ons hom net 'n bietjie eier mengsel. En dan vat ek nog 'n klein stukkie deeg. Ek deel hom in 2 bolletjies. Dan rol ek hom in 'n reep. Maar die een kant moet 'n bietjie dikker wees, so ek druk hom net weer 'n bietjie in met my vingers soos julle kan sien. Dan werk ek hom bietjie af na die onderkant toe. En dit is die vlekkie. So jy kan hom eers bo sit en dan kan jy hom net onder intak. En dan kan jy hom net shape met jou vingerpunte. En dit is hoe maklik dit is om die vlekkie te maak. Nou vir die ander kant doen ons presies dieselfde. En as jy wil, kan jy hom ook net gelyk sny. Steek hom vas waar jy hom wil hê, dan tak ons net die ander kant in die onderkant in. En ons shape hom. Ek hoop julle kan mooi sien. En nou vir die pote, die hoenderboutjies, wat ons weer 'n bol, ek deel hom in 2. Ons rol hom in 'n lok, maar die punt, 'n entjie van die punt af julle, maak ek so. Ons werk hom maar met die vingerpunte, want onthou die deeg rys ook maar. Ek dink myne is 'n bietjie te groot, sny ons 'n stukkie af. Dan sit ons hom aan die kant. En ons trek hom na vorentoe. En ons druk hom vas. Is dit nie adorable nie, julle? En nou gaan ek dieselfde doen met die ander kant. Ons rol hom. shape ons hom
En hom ook gelyk sny, nes julle verkies. Plak ons hom vas en ons shape hom. En dan maak ek soos 2 snytjies. Julle kan black sesame sade ook vat of die bruines. So ek smeer myne net maar weer 'n bietjie van die eiermengsel boor. En dan sprinkel ons 'n bietjie van hierdie sade oor in die middel. So my bakplaat is gespuit met kosproei. Want hierdie deegie moet nou staan vir 30 minute, laat hy net weer 'n bietjie rys. So ek gaan julle gou wys hoe maak ek die laaste ene. Stukkie deeg, dit is nogal 'n medium size balletjie. So rol op platter. Stretch hom net 'n bietjie uit. Trek die kante 'n bietjie platter. Skep deeg in die middel. En dan trek ons alles net na die middel toe. En ons knyp dit vas met ons vingerpunte. Seker te maak die deeg gaan nie oop nie. En ons vorm net die liggaam van die hoender. Draai hom om. En nou vir die vlerkies. Deel ek die deeg in 2. Ek rol dit. Soos julle kan sien, daar's 'n klein stukkie deeg wat uitsteek. So ek rol hom net. En dan is dit die vlerkies. So, julle kan hom eers net vassteek en dan net onder intak. So hierin het ek nie gesmeer voor die tyd nie. En as jy te veel eiermengsel sit, dan maak jy hom half glibberig. Nou vir die ander kant. En nou vir die bene. Sit hom vas en vorm net die beentjie. En dan smeer ek hom met die eiermengsel. Twee glewe en dan sprinkel met sesame sade. So dit is baie vinnig om dit te maak. En dan sit ons hom net op die bakplaatjie. So het dit nou net uit die oond uit gekom. Julle, is dit nie adorable nie? Kyk net daar. Net gou vader kry. So myne het so 35 minute gebak, julle. Hierdie het darmal afgekoel. Ek staan hier en eet en geniet hierdie. Dit is so sag. So kom ek wys vir julle hoe lyk in die binnekant. Ek's gaar. Jy kan nog 'n gravy boor gaan gooi. Probeer dit gerus. Laat weet my in die comments wat dink julle van hierdie buns en geniet hom. Want ek weet ek gaan.